Goeiedag, is jy getuie van Yeshua se opstanding? In Handelinge 4 vers 33 staan met groot krag het die apostels getuienis gegee van die opstanding van Yeshua en groot genade was oor hulle almal. Ja, Yeshua se opstanding uit die dode is die hart van ons geloof. Ek meen, sonder die opstanding sou daar geen evangelie gewees het nie. Die kruisdood van Yeshua bring versoening, maar die leë graf bring oorwinning. Yeshua se leë graf bevestig dat Yeshua nie net gesterf het nie, maar hy leef en hy leef nou in ons. En daarom sê Paulus in 1 Korintiërs 15 vers 17, as Yeshua nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is ons nog in ons sondes. Nou die woord sê in Handelinge 4, die apostels se getuienis, hulle het getuig met groot krag. Hulle het nie net verander vertel nie, nee, hulle het getuig met krag, want Yeshua, dieselfde krag wat hom uit die dode opgewek het, is nou in hulle. Hulle woorde was vol oortuiging, want hulle het hom nie net gesien nie, nadat hy uit die dode uit opgestaan het nie, hulle het hom aangeraak, hulle het hom gehoor, en hy het hulle lewens kom verander, en nou leef die Heilige Gees in hulle. Net so kan ek en jy ook van Yeshua getuig. Nie net met woorde nie, maar met ons lewens wat wys dat hy leef, en hy leef in ons. Jy sien wat gebeur, waar die apostels getuig het oor Yeshua se opstanding, daar het groot genade oor hulle gekom. Genade om te leef, genade om te groei, genade om ander te vergewe, genade om te genees. Die apostels, of die volgers van die weg, was bekend vir die genade wat hulle teenoor mekaar getoon het, want hulle het die genade van die lewende God ervaar. Die apostels het getuig, en die vraag is, getuig jy? Nie net dat Yeshua gesterf het nie, maar Yeshua het opgestaan en hy leef in ons. Hoor gou, elke keer as jy hoop kies bo vrees, liefde bo haat, geloof bo twyfel, getuig jy van die opstanding. Mag ons voortgaan en met groot krag getuig, nie omdat ons welsprekend is nie, maar omdat Yeshua in ons is. En mag groot genade oor almal wees, soos dit daar was in die vroeë kerk. En dalk vra jy, maar hoe getuig 'n mens van Yeshua se opstanding? Dis maklik. Leef soos hy leef. Die opstanding beteken Yeshua is vandag lewendig in jou, met jou. Leef met hoop, leef met vreugde en geloof, selfs in moeilike omstandighede. Yeshua het voor hy gekruisig is gesê in Johannes 14 vers 9, want omdat ek lewe, sal julle ook lewe. Daarom kies om nie langer stil te wees nie, kies om hierdie teksvers vandag te memoriseer en dalk op jou WhatsApp status te sit en te verkondig. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Yeshua gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my liefgehad het en homself vir my gegee het. Maar kom ons memoriseer net hierdie eerste gedeelte en post dit. Ek is met Yeshua gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. Waar jy kom, getuig hoe Yeshua jou lewe kom verander het. Jou persoonlike getuienis van transformasie is so kragtig en jou storie tel in die koninkryk van Yeshua. Jy hoef nie 'n pastoor te wees nie. Jy moet net eerlik wees oor wat Yeshua vir jou gedoen het in jou lewe. Jy sien, ons opgestane Messias het mense lief gehad. Hy het hulle voete gewas en gedien, mense vergewe en mense gehelp. En jou liefde, jou omgee vandag vir iemand, is 'n lewende bewys dat hy leef. As ons sy hande en voete vandag in hierdie wêreld sal wees, deur liefde, deur om te gee. Yeshua sê in Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat julle my disippels is. Jy sien, waar geloof is hoop, en waar hoop is 'n getuienis. Die wêreld het nie net goeie raad nodig nie, hulle het lewe nodig, hulle het Yeshua nodig. En wanneer jy getuig van Yeshua se opstanding, is jy waarlik sy lig in 'n donker wêreld. En is hier waar jy kan sê, Yeshua leef, en ek is die bewys daarvan. Hoor gou wat se woord oor die apostels, wat sê die woord oor die apostels, wat met groot krag getuig het, Openbaring 12 vers 11, hulle het die vyand oorwin, deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. 3 dinge. Deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en tot die dood toe het hulle lewe nie lief gehad nie. So ek daag jou uit vandag,
Memoriseer vandag Galasiërs 2 vers 20. Ek is met Yeshua gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Yeshua leef in my. En vertel dit vir almal wat jy ken. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie dat U ons so lief het, dat U U enige gebore seun gestuur het, vir die wat hom glo, die ewige lewe kan hê. Dankie Yeshua dat U my sondes voorbetaal het, U die loon van my sondes betaal, maar U die dood oorwin en het opgestaan uit die dode, en U leef nou in my. Dankie daarvoor. Kom leef in my, verander my. Ek wil saam met U wandel, ek wil U hande en voete wees. Meer en meer van U. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die seun van Jotewaweh. Amen. Shalom.